Oké, die vraag ontstaan gereeld, waarmee maak 'n mens 'n goeie droewors? Nou jy sal sien hierdie is topside, bees topside vleis wat ek gesny het met offcut rampvet, die rampsteekse offcut vet en brisket vet. En dan die volgende vraag is, hoeveel keer maal 'n mens die vleis? Nou ek gaan nou vir julle wys hoe werk my program wanneer ek droewors of boerewors maak. Oké, nou het ek my speserye ingooi, 15 kg droewors, dis nou saam met die vleis en die vet. En dan lief ek 'n woestersousie, dan gooi ons nou so 400 ml woestersousie oor. En dan meng ons hom lekker met die hand deur. Oké, en dis dit. As hy nou lekker deurgemeng is, party mense sê hy moet in die koelkamer staan. Volgens my opinie glad nie nodig dat hy koelkamer toe gaan nie. Nou maal ek hom deur die 4,5 mm sif wanneer ek droewors maak. Boerewors maal ek deur die 6 mm sif. Jou rampvet, jou afsnyvette wat van jou rampsteek afkom en jou brisketvet is lekker olierig soos brisketvet. So, hy word nou eenvoudig gemaal. En dan druk ek hom in die stopper. En dan stop ek my droewors en ek hang hulle onmiddellik op. Hy gaan nie koelkamer toe nie, hy word vandag nog opgehang. Dat ons kan droewors kry so vinnig as moontlik. My vetverhouding op my droewors is 1 kg vet op 3 kg vleis. Oké, nou lyk die mengsel so. Ek het hier op hierdie spesifieke lot het ek 11 kg vleis gevat, topside, en 4 kg lekker sagte rampvet en brisketvet van die bees. En dan stop ek hom of in 'n 24-26 of 'n 22-24 darm maak ek my droewors.